David en Ansa Gerber het so te sê die leeu aan die baard gevat toe hulle besluit om 'n veilige beskutting vir groot katte op die been te bring. Die inisiatief is gebore uit 'n werklike behoefte om aan die natuur terug te gee. Hulle huisves tans leeu's, tiere en ook 'n luiperd wat uit ongunstige toestande plaaslik en in sommige gevalle selfs sover as die Oekraïne en Pakistan na hulle verplaas is. Ons het versigtig gaan loer. Nie so lank terug nie, was David en Ansa Gerber suksesvolle uitvoer sitrusboere in die Oos-Kaap, maar hulle kon voel dit was tyd vir iets anders. Dat hulle egter kort voor lank hulle eie veilige hawe vir katte sou bedryf, sou hulle self nie eers kon voorspel het nie. Julle albei was nog altyd baie lief vir diere, nê? Ek het groot geword met troeteldiere in die huis. So van kinds daar af het ons het ons diere in die huis gehad. En ja, en as 'n jong volwassene het ek altyd troeteldiere gehad en ek het ook katkolonies, wille katkolonies gesteriliseer, weer vrygelaat was by 'n skool waar ek skool gegee het. En toe ek David ontmoet het en daar plaas toe getrek het in Addo, was daar ook 'n wille katkolonie. Selfs nou nog stuur ons vir hulle kos. Van my kant af, as 'n jong kind in die Noord-Transvaal groot geword, so baie tyd saam met my, veral my pa in die Kruger Wildtuin spandeer, so ek het 'n verskriklike liefde ontwikkel vir wilde diere, hoofsaaklik katte is vir ons. Ek wil net sê, behalwe vir julle groot katte, hoeveel huiskatte het julle? Daar's op die oomblik 11 en ons neem nou my seun se kat ook aan want hulle wil immigreer. So daar gaan binnekort 12 katte wees. Dit is maar ons kinders. Ja, dit wil vir my voorkom julle albei het 'n keuse gemaak om natuur eerste te sit. Ja, ek dink ons het baie introspeksie gedoen tydens die COVID tydperk en besluit dis tyd dat ons word nie jonger nie. As ons iets wil doen, moet ons daaraan dink om dit te begin, om iets te doen vir diere. So wat het julle dan besluit op leeu's en op groot katte? Ek het 'n verskriklike liefde gehad vir leeu's. En ek dink wat ook baie interessant was, ons gastehuis was basies vir internasionale besoekers en almal gekom om te kom kyk na die olifante daar. Maar as hulle nie 'n leeu gesien het, het hulle gekla. Gesê, "Yes, dit was so 'n lekker dag geweest, maar ons het nie leeu's gesien nie." En mense begin dink van hoe belangrik is leeu's en dis waar ons begin gesels en sê, "Jesus, miskien is daar iets wat ons kan doen om 'n klein positiewe rol vir leeu's te doen." En ek dink dis waar ons op die Lion Sanctuary gedagte afgekom het. As ek nou 'n sanctuary wil begin, hoe gaan ek te werk? Ja, ek meen dis 'n lang storie, maar en dit is definitief nie almal se droom om dit te doen, maar ons het begin, soos Ansa sê, ons het mense wat klaar in die bedryf is, het ons begin met hulle gesels om net te verstaan wat behels die sanctuary gedeelte van dinge. Daar's 'n klomp legal goed wat in plek moet gesit word. En so hierdie plaas is presies toe ons hier ingestap het daai dag, seker die 6de of 7de plaas wat ons gekyk het. Dit is definitief die plaas wat ons soek. In 2022 is hulle amptelik ingerig en gereed om katte in nood te huisves. Elke kamp wat vir 2 diere verblyf verskaf, is 1 hektaar groot. Hier woon tans 4 tiere, 7 leeu's en 1 luiperd. Toe hulle by ons gekom het, was hulle albei ten minste 100 kg oorgewig. So hoe werk dit as mense dan diere en eksotiese diere by hulle huise kan aanhou? Die mense hou hulle aan as troeteldiere en dit is nou as gevolg van die wetgewing wat nie hierdie diere beskerm nie. Hulle is eksotiese diere, die tiere is eksoties en in Gauteng bestaan daar nie wetgewing om hulle te beskerm nie. Jy kan hulle in 'n troeteldierwinkel gaan koop en aanhou sonder 'n permit. Ek dink wat interessant was net toe ons begin het met die sanctuary was die fokus hoofsaaklik op die leeu's, maar snaaks genoeg soos dit altyd uitwerk, die eerste 2 katte wat ons hiernatoe gebring het was toevallig nou tiere uit 'n plek in buitekant Port Elizabeth wat toegemaak is en dit het ons blootgestel aan die feit dat dit nie net 'n leeu probleem, dis 'n groot kat probleem en die tiere is eintlik daar's minder wat hulle beskerm want hulle is eksoties. Ek dink as ek 'n tier was, dan was ek sy met die blonde hare en die blou oë, né? So hoe voel julle oor hierdie canned hunting en captive breeding? Ja, so ek meen ons is obviously heeltemal gekant teen dit.
Dit is 'n skokkende situasie wat daar aangaan. Ek dink nie die publiek is goed genoeg ingelig om eintlik te weet wat aangaan. Dit is hoekom ons nou hier so is ons kan net 'n klein verskil maak. Daar is duisende leeu's wat in captive breeding facilities in Suid-Afrika, veral in die Vrystaat en in die Noordwes provinsie aangehou word. 3 na 4 keer soveel leeu's in captivity as wat daar in die wild in Suid-Afrika plaasvind. Nee, so dit is vir ons verskriklik belangrik. As jy een kan red, het jy een gered, jy weet. Van die eerste diere wat hier aangekom het, hoeveel het julle nou op die plaas? Daar's nou 12 groot katte. Wel 12 groot katte en dan 12 nog by die huis ook mos, nee. Maar van daai 12 wat hier is, van waar af kom hulle oral? Die diere is hoofsaaklik almal van Gauteng. Hulle is die eksotiese troeteldiere wat na ons toe gekom het. En dan het ons een dier wat van Pakistan afkom. En die 2 leeu's van Oekraïne, hoe het hulle hier geëindig? Obviously met die oorlog wat nou plaasvind, daar's baie mense wat nou pad gee uit die Oekraïne uit en baie van haar diere word agtergelaat. Dis 'n omtrent 'n proses om hulle hier te kry, nee. Afhangend van watter land af hulle inkom en hoe lank dit ook vat vir permitte, dit kan amper 'n jaar vat. Mense wil almal van hulle red, maar jy moet seker maak dat jy die fonds het, die bestuur het, die tyd het om almal wat hier is te sorg. Jy kan nie begin om af te skep net om nog in te kry. Die katte word 5 uit elke 7 weekdae gevoer, maar daar is ook swembaddens wat geskrob moet word, kampe wat skoongemaak moet word en plante groei wat onderhou moet word. Hoe monitor julle hulle gedragspatrone? Letterlik ons leer hulle ken en ons hou hulle dop. Ons spandeer tyd saam met hulle. Ek en David is geneig om veral oor die naweke, dan sal ons hier onder die koelteboom kom sit by die diere, veral nuwe diere wat inkom. En dan net tyd spandeer. Soms sit ons net, ons praat nie eers noodwendig met hulle nie, dat hulle ons kan gewoond raak en ons hulle kan dophou. Hallo. Hallo my pragtig. Hallo. Wat is julle toekomsplanne? Met tyd wil ons graag 'n bietjie meer fokus op kom ons sê die campaigning gedeelte van dinge, bietjie mense meer te leer van wat aangaan met leeu's en tiere in captivity. Ek dink ons groot droom is om eendag te sien dat daai hele bedryf toegemaak word, dat daar nooit weer 'n leeu of 'n tier of 'n groot kat in captivity geteel is. Maar vereers is daar nou nog diere wat 'n huis soek en ons kan help. So dit is projekte waaraan ons ook op die oomblik werk wat ons 'n bietjie besig hou. Ja, ek dink die boodskap is maar redelik eenvoudig, jy weet, 'n wilde dier is nie 'n troeteldier nie. Jy weet, so daar's genoeg domestic cats, honde. So as jy in Gauteng sit en daar's 'n geleentheid om 'n tier te gaan koop want daar's nie wetgewing nie, don't do it. Wat is die bevredigendste deel van hierdie werk? Dit is ongelooflik as hulle so uitstap uit daai krat uit. Party van hulle huiwer 'n bietjie, maar as hulle uiteindelik voet op gras sit en hulle begin rondkyk en veral toe Seminole en hy aankom daai eerste keer toe hulle brul, want daai brul sê ons is tuis. Ja, maar die realiteit is hulle gaan nooit regtig kan weer teruggaan in die wild nie, nê? Ja, kyk, hierdie diere is baie gewoond aan mense. So hulle is eintlik potensieel meer gevaarlik as 'n wilde leeu wat eintlik nie by jou wil wees nie. Jy weet, hulle is nie bang nie, hulle raak gewoond aan dat mense hulle kos gee, maar dit is heeltemal 'n ander saak om sommer so leeu sommer in die Kruger National Park los te ek gaan dit nie kan maak nie. Die ander realiteit is, daar is eintlik nie spasie vir nog leeu's in die wild. Ons as mense te veel van dit weggevat. Daar's nie natural habitat nie. Selfs in die oomblik, daar's van die groot nasionale parke wat leeu's skuif van een park na die ander toe vir genetic diversification. Daar's van hulle wat on contraception is om te keer dat daar te veel welpies gebore word. So daar's nie plek vir hierdie diere in 'n wilde omgewing. So hulle moet maar sanctuary toe kom. Dit is nou maar vir eens en vir altyd waar dat die diereryk het nie 'n spreekbuis nie en staat maak op mense met groot harte en 'n sterk wilskrag om namens hulle op te tree. David en Ansa is sulke mense, werklike helde.